Vader, Seun en Heilige Gees, drie enige God. Wie is daar soos U? Wie kan met U vergelyk word? Wie kan vir U raad gee? Here, dis U wat vir die see gesê het, tot hier toe en nie verder mag jy jou magtige golwe breek. Dit is U Skepper God wat die fondamente van die aarde diep in die bodem van die see gelê het. Here, dis U wat kunstenaar God is. En hierdie week is my hart aangegryp in die Kalahari, Here, wanneer ek God se skoonheid en liefde en ontferming tasbaar kan sien, en hoe die natuur ook werk. Ja, U alleen is God. 'n God van wonders. En Here, vanoggend betree ons U woord, Johannes 20. En ek vra, Here, dat U vanoggend die plek hier sal neem, as gasheer en eregas. Here, dat U dit sal stilmaak in ons harte, dat ons sal hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. Dat hierdie woord, Here, op vrugbare grond val. En dat ons die stem van die Here sal hoor. Dat elkeen vanmôre hier sal kan uitloop en sê, ek het die Here gehoor. O, ek het die Here gesien, die taal van die Nuwe Testament. Spreek, Here. U kerk, U kinders, luister. Amen. Net my Bybel hier oopmaak, goed, daar is ons. Jesus kom help die Thomas wat in elkeen van ons skuil. Nou dit is so, geliefdes, dat spyt kom altyd te laat. Spyt is nooit betyds nie. Ek het nog nooit gehoor iemand sê vir my, spyt het betyds gekom. Nee, spyt is altyd te laat. Ek lees van 'n skrywer wat 'n artikel skryf. Hy sê deur in 1954 in die Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee in die VSA, het 'n jong man gestaan en gitaar speel. Toe sê die bestuurder vir hom, my vriend, jy moet gaan trokke ry, want gitaarmusiek is op pad uit. Daai jong man was Elvis Presley. Ek onthou, ek lees van die Beatles, vir die ouer mense, wat in Hamburg gespeel, en toe sê die bestuurder daar ook vir hulle, nee wat vriende, hierdie musiek is op pad uit, miskien moet julle ook maar op pad uit wees. Spyt kom te laat. Daai bestuurder is seker bitterspyt, was seker bitterspyt. En partykeer is daar 'n soort spyt wat jy by jouself dink, ja, het ek maar net geweet. Het ek maar net geweet. In Junie 1961 bestuur 'n jong paartjie, hulle is pas getroud. En hulle ry daar deur die platteland in die VSA en ergens val hulle motor vas in 'n plaaspad. En 'n plaasboer ry daar verby en hy help hulle. En vir meer as 40 minute lank help hy hierdie paartjie en hy help hulle om hulle kar uit te kry en hy sleep hulle plaashuis toe en daar, as dit nou 'n plaas in Suid-Afrika was daar waarskynlik roosterkoek en lamchops en krummelpap. Maar anyway, ek weet nie wat hulle toe nou daar eet nie, maar dis koekies en tee en hulle in 'n kuier saam. Maar iemand sien dit toe nou op 'n kol en hulle is weg daar by die plaas en hulle stop by die vulstasie. En die ou daar by die vulstasie sê vir hulle, weet julle wie julle daar gehelp? Hulle sê nee. Hulle sê daar is Dwight Eisenhower. Hy is die voormalige president van die VSA. Ek lees in die Times, vertel Richard Griffin, hy was koning Elisabeth se leiwag. En die koningin sê vir hom een oggend, luister man, kom ons gaan stap bietjie hier in die tuine rond en bietjie in die dorp en so aan. En hulle loop daar rond. Maar koningin Elisabeth het so 'n doek oor haar kop, so jy kan haar nie eintlik herken nie. En daar stop 'n spul toeriste die twee nou per die leiwag aan koningin Elisabeth. En hulle vra vir die
vir die koningin, hulle erken haar nie. Have you ever seen the queen? Sy sê, no, but he has. En ek dink by myself, en daar los die koningin hulle en hulle stap verder. En ek dink by myself, magtig kan jy nou dink jy was 'n toerist, jy het eintlik met die koningin gepraat. Spyt vriende, gaan partykeer by jou verby. Is partykeer te laat. En ek lees die groot verhaal van spyt in Johannes 20. En dit is ons teks waardeur ons vanoggend gaan lees. Die groot verhaal van spyt. Johannes 20 vers 19 lui soos volg. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En dit is so vriende dat hierdie is die Sondag aand nadat Jesus die doodgeloop het. Hy stap lewendig aan die ander kant van dood uit. Die grootste dag in die kerk se geskiedenis. Die grootste dag ooit. En hy daag op by sy kerk en die deure is toe. Geen besoekers. Besigheid toe. Die deure is gesluit. Hulle is bang. En Jesus stap in deur hierdie geslote deure en die eerste ding wat hy vir sy kerk sê, vrede vir julle. Nou in Joodse tradisie, Johannes teken dit nie hier aan nie, maar in Joodse tradisie, in die Jode het geweet hoe dit werk, het dit so gewerk, dat as jy op pad was, as 'n Jood, na waar ook al jy toe gegaan het jy so 30-40 meter, of 30-40 tree, kom ons noem dit nou maar, van iemand af as hulle aangeloop na jou toe gekom het jy met jou regterhand uitgesteek en jy het gesê, vrede vir jou, shalom. Sodat daai persoon wat na jou toe aangeloop kom, kon sien, jy's nie gewapen nie, want wat hulle gedoen het in die Joodse tradisie, hy het sy swaard of sy dolk of wat ook al uitgetrek met sy regterhand om te veg. Steek sy hand uit, vrede vir julle. En dit wys dat jy nie gewapen is nie, dit wys jou hand is oop, dit wys jy kom in vrede. En is dit nie mooi om te sien hoe Jesus hierdie Sondag aand in 'n diep stuk ontsteltenis toe deure in die donkerste oomblik van die kerk. Hierdie klomp disippels dink ons leier is dood of so dink hulle. Die deure is gesluit, besigheid gesluit, geen besoekers is welkom nie en met eens staan Jesus in hulle midde en sy hand is uitgesteek, vrede vir julle. God het vir Israel ook by Sinai gesê, onthou julle? Hy sal sy groot vrede stuur. Waar hy deur Moses aan die volk vertel van sy groot vrede, sy seun. En hier in die binnekamer staan vrede in lewende lywe. Jesus, vrede vir julle. En wat sien jy, as jy vir 'n oomblik saam met my na die binnekamer toe kom, die bokamer, wat sien jy, wanneer Jesus sy regterhand uitsteek? Jy sien die storie van Goeie Vrydag. Op Jesus se hande. Jy sien die wonde, want dit het nog nie littekens geword nie. Jy sien die storie van Goeie Vrydag. Johannes 20:20. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. As jy kan, onderstreep dit in jou Bybel. Onderstreep dit in jou hart. Die disippels was baie bly om Jesus te sien. Want jy sien vriende, ek weet een ding. Ek weet dat vrees en vreugde kan nie gelyktydig gebeur nie. Dis twee wederwysige, uitsluitende ervarings, emosies, ingesteldhede. Jy kan nie op dieselfde tyd bly en bang wees nie.
Jy moet die keuse maak, of jy's bang, of jy is nie. Jy kan nie bang bly, jy kan nie bly bang wees nie, tensy jy verstaan dat as jy bang bly, bly jy aanhoudend bang. En ongelukkig kry ons dit in Suid-Afrika reg, ons is bang. Ons bly in 'n bang land. En die slegte nuus is, geliefdes, dat as jy die navorsing gaan studeer, en jy gaan kyk na die navorsing, sê die neurowetenskap vir ons, dat hoe ouer ek en jy word ons banger. So as jy nie iets met jou lewe gedoen het, tussen laas jaar en nou nie, dan is jy waarskynlik banger as laas jaar hierdie tyd. En die rede is omdat ons in 'n tyd leef, waar daar rede is om bang te wees. Hierdie oorlog in die Midde-Ooste maak my ten diepste benoud. Die petrolprys skiet op, ek ry terug van die Kalahari gister, en as jy verby die vulstasies ry R28.35 vir diesel, ek koop nie, jy oorweeg om 'n diesel te koop nie, vriende. Maar dit is rede tot kommer. Here, wat gaan gebeur? Kospryse gaan duur word, die inflasie gaan opgaan, dan gaan hulle die rentekoerse opsit, mense is onrustig. Noem het op en ons is bang. Maar jy kan nie bly wees as jy bang is nie. En in een oomblik skrik vrees en gee pad as Jesus in daai bokkamer opdaag. O, dis Jesus, en wanneer Jesus opdaag, word vrees bang en gee vrees pad. En in een oomblik kom vreugde in daai bokkamer ingeloop. Dis wat Jesus beloof het, hy sal doen, onthou jy? Onthou jy, hy sê, hy's nog steeds, sê hy, ek is die lig vir die wêreld. En vriende, Jesus het nooit gesê, dit sal ligter word, soos wat ons nader kom aan die wederkoms nie. Moenie dink die wêreld gaan so lig word, dat jy nooit in die donker gaan wees nie. Jesus sê, dit sal altyd donker wees, maar die lig vir die wêreld is hier. Hy's op die toneel, onthou jy Johannes 8:9, Johannes 8 en Johannes 9, Jesus se woorde, loop naby my, loop op my hakke, geliefde kinders, sodat jy nie in die donker verdwaal nie. Want ek, oor die groot ek is die lig vir die wêreld. En Jesus, vriende, loop sy kerk tegemoet met die woorde, vrede vir julle. Ek kom in vrede. Vrede vir julle. En weet jy wat doen vrees? Vrees vlug. Jy sien, want waar Jesus is vrede. Waar Jesus opdag, vlug vrees. Jesus is die brug tussen hemel en aarde. En die disippels is oorweldig. Hulle het almal Vrydag gesien hoe sterf hy aan die kruis. En as een ding wat mense moeilik glo, en dis bonatuurlike dinge. En hier staan Jesus. Johannes 20:22, ons gaan verder op reis. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Hoor julle dit? Hier doen Jesus nog iets in die bokkamer. Hy blaas oor sy kerk. Nou vriende, as ek reg onthou, Amorijn Kalista, julle moet my nou eerlik hou, as ek my biologie onthou. Blaas ons koolsuurgas uit en asem suurstof in, is ek reg. Ek berei julle voor vir julle toetsreeks in Junie. Nee, ek blaas koolsuurgas uit en ek asem suurstof in. Dit is net God, vriende, wat suurstof uitasem. Onthou jy in Genesis 2, het hy dit gedoen, toe hy die eerste mens gemaak het, toe God daar gaan sit, en hy vat Adama, Hebreëus, boogrond, Adama, hy vat Adama, en hy maak vir Adam. En hy maak die eerste mens, en God vat hierdie hoopie grond, geliefdes, en hy blaas daaroor. En Adama kry siel. Die mens kry 'n siel. God blaas suurstof uit oor sy kerk. Hy blaas suurstof uit oor my en jou. En dit is so kosbaar om te lees, dat Jesus hier dit op sy kerk uitblaas. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle.
donker wêreld in stuur ek julle, my geliefde kerk, my geliefde kind. Ek stuur jou in die wêreld in 'n gevaarlike wêreld in. Julle wat agter geslote deure sit, Jesus die Here is by julle. Nooit, maar nooit sal die wêreld die suurstof van die kerk kan steel nie. Nooit. Want lig verdryf donker. Ja, en die disippels sit daar, kan jy dink? Kan jy dink jy's in daai bokamer en die disippels sit daar? Hulle is oorweldig. Hulle sien Jesus. Hy blaas sy gees oor hulle uit. Hulle kan nou sondes vergewe. Dit is die aand van 'n leeftyd. En een ou mis dit. Thomas. Volgende week is Thomas weer deel van my preek. Thomas, ek kan nie vir Thomas los op die oomblik nie. Die Here wys my iets oor Thomas en sy denkwyse, maar Thomas mis dit. En hier is die ding met spyt. Dit kom te laat. En partykeer is jy nie spyt totdat jy weet jy moet spyt gewees het nie. En nou vriende, is ons 'n week later in ons teks, maar voor ek by die week later uitkom, wil ek saam met jou Johannes 20:24 lees. Johannes 20:24, Thomas, wat ook Didymus genoem is, terloops Didymus in Grieks, tweeling. Thomas is deel van 'n tweeling. Padlangse opmerking. Ons is in die woord besig. Is lekker om te leer. Thomas, wat ook Didymus genoem is een van die 12 en hy was nie by toe die disippels gekom het. Toe Jesus gekom het nie. So Thomas is nie by nie, né? Thomas het uitgemis. Thomas mis uit, vriende, op Jesus. Hy mis uit op God se vrede. Hy mis uit op God se asem. Hy mis uit op God se sendingsmissie. Hy mis uit op Jesus wat hom uitstuur. Fout. Groot fout, Thomas. Johannes 20:25, geliefdes, kom saam met my. Die ander disipel sê vir hom, ons het die Here gesien. Julle, dis die taal van die vroeë kerk. Ons het die Here gesien. Onthou jy Maria Magdalena, Johannes 20 vers 18, gaan sê vir die disippels, ek het die Here gesien. Ek het die Here gesien. En dis hoe die vroeë kerk mekaar gegroet het, weet julle. Dit is hoe die vroeë kerk met verwagting geleef het. Dis die taal van opstanding Sondag. Dis die taal van die Nuwe Testament. Ek het die Here gesien, die graf is leeg, die kruis is kaal, Jesus lewe. Dit, vriende, is 'n Christen se eerste taal. Dalk is ons moedertaal toe nie Afrikaans nie. Nou gaan ek mense kwaad maak. Dalk is ons moedertaal toe nie Afrikaans nie. Ons moedertaal is ek het die Here gesien, Nuwe Testamentiese taal. Ek het hoendervleis as ek dit sê, Nuwe Testamentiese taal. Ek het die Here gesien. Die Here het jou tong aangeraak, geliefde kind van God. Jy praat 'n nuwe taal. 'n Taal van hoop. 'n Taal van lewe. 'n Taal van vrede. Ek het die Here gesien. Kom saam met my. Johannes 20:25. So 'n bietjie ondertoe in die teks, maar hy, dis nou Thomas, sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek nie en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Sjoe, Thomas. Jy sien, dis 'n ding, né? Dis 'n instellende ding. Jy kan nie 'n Hollywood fliek kyk of op 'n ding afkom op Hollywood of op Netflix of waar ook al. Daar loop en vertel mense van stories hoe hulle ophou glo, hoe hulle nie meer glo nie. Hulle is nie meer religious nie. Dis amper so of dit iets geword het. Dis iets waaroor mense loop en spog. Baie mense sê deesdae, ek glo nie meer nie, ek het my geloof verloor. Geloof en ongeloof is volop en is nogal skokkend. Dit breek 'n mens se hart dat mense wat ook lank in die kerk is, éventueel die kerk verlaat. Hulle stap uit die kerk uit. En daar's baie redes. Mense sê, weet jy wat, dis 'n klomp skynheilige mense. Ek sê, maar dan is jy ook welkom.
Nee, hulle sê, is 'n plek vir skynheilige mense. Ek het seer gekry in die kerk. Die ouens trap op my tone. Nee, die kerk is nie 'n plek vir my nie. Mense kry seer in die kerk, dit is 'n realiteit. Ek hoor nou die dag 'n verhaal van 'n teologiese professor by Unisa. Hy sê ek het my geloof verloor. Ek gaan nie meer glo nie, ek kan nie meer glo nie. En natuurlik is dit nuus, want jy sien môreoggend in die dagblad gaan hulle nie sê daar was soveel mense by Breckendal of die kerk het bymekaar gekom nie. Nee, die nuus hou van ek glo nie meer nie. En hierdie professor verloor sy geloof en is groot nuus. En 'n ander professor in teologie. Hulle vra vir hom, wat dink jy nou van hierdie man wat sy geloof verloor het? Hy sê, vriende, Jesus het al baie erger dinge oorleef as een of ander professor in Pretoria wat sy geloof verloor het. Is nogal raak, né? Jy sien, Jesus, vriende, skrik nie vir mense wat hulle geloof verloor nie. Jesus skrik nie vir Thomas wat hom verwerp en sê, ek sal nie glo nie. Nee, want wat doen Thomas? Thomas sê, ek wil 'n nadoodse ondersoek hê. Ek sal nie glo voordat ek nie die postmortem uitslae gekry het nie. Ek sal nie glo nie. Thomas sê, Jesus is dood, vriende. Ek is dood. Ek is verlore. My redder, my koning, hierdie hoop waarin ek vasgehou het, is dood. Ek is klaar. Hy sê vir sy mede-disippels, ek is 'n rasionele mens. Ek soek bewyse en ek wil self my hande in die merke steek. Ek wil self my hande in sy sy steek. Dit kan nie wees nie, broers. Jesus is dood. Ek het dit gesien. Ek het hom gesien hang aan die kruis. Waar was julle? Julle het dit nie gesien nie? Jesus is dood. Ons storie is daarmee heen. Pak op. Hoe sing teens Jordaan? Pak op. Pak op. Pak op. Julle klomp ouens ly aan hallusinasies. Julle het te veel geëet of gedrink. Maar kom saam met my, asseblief. Geliefde gemeentelid, kom saam met my na Johannes 20:26 toe. 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. 8 dae later, terloops, patlangse opmerking, net vir interessantheid, die Jode tel inklusief. So met ander woorde, hulle tel van Sondag af, dag 1, so 8 dae later is die volgende Sondag. Is nie per toeval nie, 7 dae op my en jou kalender, in Joodse tradisie 8 dae. 8 dae later is Jesus weer op die toneel en Thomas is daar. Dis Jesus. So kom hy na sy kerk toe. O, dis so mooi, en hy stap in daai kamer in, en hy kom vir Thomas. Jesus kom vir Thomas. Hy kom vir Thomas haal. Ek onthou die Amerikaanse skrywer en Bybelvertaler. Sjoe, tongknoper. Daai ding probeer sê op 'n Saterdag aand laat. Bybelvertaler, teoloog, Amerikaanse skrywer Eugene Peterson, en dalk het jy van sy goed al gelees. En hy het die Message Bybel het hy toe nou vertaal, dit is sy werk. En hy was ook instrumenteel dat Bono, een van U2 se hoofsanger, tot geloof gekom het. En dat Bono die Here gevind het. En die dag op Peterson se begrafnis moet sy seun iets sê. En hy stap vorentoe. En hy sê daar's een ding wat hy van sy pa nooit sal vergeet nie. Wat hy altyd sal onthou. As sy pa in die aand kom groet het en hy het vir hulle kom nag sê, het hy altyd vir sy kinders gefluister in hulle oor. Hy het gesê, my boy, God is coming for you. God is coming for you. He loves you. He's coming for you. En sy seun vertel dat hy groot geword het met hierdie wete, dat hy dit in sy hart gekoester het. O Jesus, kom vir my. En Jesus kom vir Thomas. Jesus los nie vir Thomas nie.
Jesus is coming for you. God is op jou hakke. Hy bly by. Hy's agter jou. Hy's daar. En Jesus kom met oop arms na sy kerk toe. Hy het gestrekte hand. Oop arms. Ek onthou my geliefde mentor, iemand wat ek baie nou navolg, professor Stefan Joubert. Vertel op 'n kol, toe hy nog 'n jong predikant was, sit hy op 'n dag by 'n jong seentjie wat besig is om te sterf. In die Johannesburg Algemene Hospitaal. En hierdie seentjie sê vir prof Stefan, hy sê, oom Dominee, hy sê, wat doen ek nou? Hoe moet ek maak? Ek is bang. En Stefan sê vir die seentjie, en Stefan vra vir die seentjie, hy sê, soms so uit die bloute uit, vra hy vir die seentjie, hoe maak julle by die atletiek? Hy sê, ek weet nie eens hoekom ek die kind dit vra nie. Hy sê, nee oom, daai is 'n goeie ding. Hy sê, daar by die atletiek, hy sê, toe ek in graad 1 was, het my juffrou altyd gesê vir die onderwyseresse wat die is in hierdie graad 1's, hulle sê in Engels, it's like herding cats, nou moet julle laat hol, né? Hy sê, hulle het so tou getrek, oom. Hy sê, en ek moes net tot by die tou hardloop. Hy sê, ek moet net by die tou kom. En prof Stefan sê vir hom, hy sê, en toe wat nou? Hy sê, nee, en toe die juffrou gesê, my ma moet agter die tou gaan staan. En as ek by die tou kom, gaan my ma my vang. En Stefan sê vir hom, so gaan Jesus jou ook vang. Met oop arms. En die seentjie vra met 'n stukkie humor, hy sê, oom, en nou wat van my pa? Hy sê, my pa is 'n groot oue. Stefan sê vir hom, jy moet nie bekommerd wees, my kind. Hy sê, Jesus gaan jou pa ook vang. Want Jesus is sterk. Jesus dra die wêreld op sy skouers. Jesus dra die kerk op sy skouers. Hy gaan jou pa ook vang. Hy gaan jou ma ook vang. Hy gaan jou vang. Jesus gaan vir Thomas vang. Jesus los nie vir Thomas nie. Want Jesus kom nie, geliefdes, met 'n rottang om jou 6 van die bestes te gee of om jou reg te ruk en jou reg te sien en vir jou pak slaag te gee nie. O nee, Jesus kom met oop arms. Vrede vir jou. Ek gaan jou vang. Ek het jou lief. En Thomas sit daar in die middel van die bokkamer, dik lip, gesig wat hang, verbitterd. En daar's niks wat 'n mens se hart so hard maak as wanneer jy ongelukkig is, verbitterd is, kwaad is, woedend is. En sommer net daar is waar almal is. Want as jy is waar almal is jy sommer net diep in jou goeters. En daar sit Thomas met sy houding daar tussen almal en sê, en Jesus sê vir hom, ek is hier vir jou, Thomas. Hoor jy dit, Thomas? Ek is hier vir jou. Kom steek jou hande, bring jou hande. Kom doen jou postmortem, Thomas. Gee my jou beste ongeloof wat jy het. Gee my die redes hoekom jy kwaad is. Gee my die redes hoekom jy seer is. Gee my die redes hoekom jy nie meer glo nie. Hoekom, Thomas, is jy waar jy is? En Jesus sê, want Thomas, so kan dit nie aangaan nie. Geen mens, Thomas, kan so ongelukkig wees. Geen mens, Thomas, kan so in die donker sit nie. En ek sien so baie toe ek met hierdie preek sit en ek bou en ek praat met die Here, ek sê Here, en ek sien so baie van myself en ander hier in Thomas, vriende. Een kant ongelukkig, twyfelagtig, hier in my hoekie. En Jesus daag op en hy sê, Thomas, raai wat, dis feestyd. Ons gaan fees vier. O, die Here het gekom, hy het opgestaan, hy leef. Thomas, kom net reg. En wat doen Thomas? Ag nee, wat? Nee, wat, ek gaan nie glo nie. En Jesus sê, kom Thomas. Kom net Thomas, kom na my toe. Ek het gekom vir mense op die rand. Vir mense aan die verkeerde kant. Vir mense wat sink en verdrink, vir mense wat skree en wat kwaad is en wat met gebalde vuiste staan. Maar ek, Thomas, ek kom met oop hande. Ek kom met oop arms.
En as Jesus sy hand 'n week later sy hande oplig en hy spreek vrede oor sy kerk uit, dan sien Thomas die wonde het littekens geword. Want dis wat gebeur met 'n wond as hy mooi genees. En soos ek altyd vir myself sê, geliefdes, hier in hierdie kerkgebou vanoggend, sit ons almal met 'n litteken of twee. Dit sê ons is 'n bietjie sterker. Die lewe het ons dalk 'n paar klappe uitgedeel. Maar ek het littekens van Jesus se oneindige liefde. Ek het littekens van 'n God wat my nooit los nie. Maar Jesus sê, jy Thomas, jy het 'n oop wond. En Tannie Betty, jy sal verstaan van 'n oop wond. Hy sê, Thomas, jy het 'n oop wond. En ons baie mense wat nie kan vergewe nie. Dit bly 'n oop wond. Hulle het nodig om kwaad te wees. Hulle het nodig om verbitter te wees. Ek onthou ek sê eendag vir iemand, sê ek het die ou praat. Ek sê, wat sal gebeur as jy net hierdie storie los? Wat sal gebeur as jy dit net laat staan? Want dit maak jou hart hard, my broer. Los dit net. Gee dit vir Jesus. En te veel mense, geliefdes, sit met 'n Thomas in hulle lewe. Maar Jesus kom nie met 'n vuurige swaard nie. Hy kom met 'n kruis. Hy kom met 'n kruis wat sê, ek het betaal. Hy kom nie om jou reg te sien nie. Hy sê, ek het gekom om water op die vuur te gooi. Ek het gekom om vir jou vir die hoeveelste keer jou seer op my te neem. Hy sê vir hulle, ek is Jesus en ek is hier om jou te dra. My liggaam is gebreek. My liggaam is verniel, sodat jy nie gebreek hoef te wees nie. Sodat jy nie verniel hoef te wees nie. En Thomas, ek het vanaand vir jou gekom. Ek het jou kom haal, Thomas. Ek is hier. Moenie langer ongelowig wees nie. Kom in die lig, Thomas. En kom sit net hier tussen ons. En kom vier fees. Kom saam met my Johannes 20:28 toe. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. My Here en my God. Daar's niks so mooi soos iemand wat breek voor die Here nie. Daar's niks so mooi soos iemand wat breek voor God en sê, Here, hier is ek. Daar's my laaste skans, Here. Daar's my laaste masker, Here. Ek kan dit nie meer doen nie. Ek is gestroop, Here. Ek het probeer, Here. Ek het gehardloop, Here. Here, maar die hardloop vinniger. Ek het die donkerte gekies, Here. U kies lig. Ek het gemors gekies, Here. Hier kom help my uit my gemors uit. Here, ek is klaar gehardloop. Here, ek is klaar gevlug. Here, ek is klaar, ek kan nie meer nie. Ek kan nie een tree verder nie. Ek is moeg, Here. Dis al wat ek kan sê. En Johannes 1, Nathanael. Hulle vertel vir Nathanael en hulle sê vir hom, Nathanael, ons het die Here gesien. Nuwe Testamentiese taal, ek het die Here gesien. En Nathanael sê, kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? En dan sê hulle vir hom, kom kyk. En soos wat hy aangestap kom, sê Jesus, ek het jou gesien. Toe jy daar onder die vyeboom gesit het, Nathanael. En Nathanael kan net een ding doen, hy val neer en hy sê, Rabbi, is die seun van God. Is die koning van Israel. En Jesus klap hande, want dit is wat Jesus doen, geliefdes. Dit is wat Jesus vandag nog doen. Dit is wat hy met my en jou doen. Jesus kan dit waaragtig nie vat, dat sy kerk nie in vrede kan wees nie. Dat ons in ongeloof soms sit. Johannes 20:29, na hierdie belydenis, my Here en my God, toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie sien nie, wat nie glo nie. Gelukkig, in Grieks, makarios. Gelukkig is die wat sien. Jy sien Thomas, by my werk het so, sê Jesus, glo sien. Gee net een tree in die lig en jy sal sien en jy sal leef. En jy sal vry wees van vrees, want ek het opgestaan.
Ek leef, ek is nie klaar met jou nie. Ek kom na jou toe. Ek kom na jou toe as die brood van die ewige lewe. Ek kom na jou toe as die lig vir die wêreld. Ek kom na jou toe soos ek na my groot vriend Lazarus toe gekom het. As die opstanding in die lewe, ek kom na jou toe, net soos jy is, so bang soos wat jy is, en ek sê vir jou, ek is die goeie herder. Niemand kan jou uit my hande uitruk nie. Ek is die weg en die waarheid in die lewe. Ek kom na jou toe as die wingerdstok. En weet jy wat, Thomas? Gelukkig, Makarios, gelukkig, geseënd is elkeen wat dit glo en wat nie opgee nie. Want ons leef in 'n wêreld waar die donkerder word, geliefdes, waar jy op die uitkyk moet wees, dat dit jou nie insluk nie, want kort voor lank verswelg dit jou, en is jy weg in hierdie trog van donkerte. Maar ek kom lewe gee, sê Jesus. Ek kom wanneer die kerk se deure gesluit is. By wyse van Spreuke, ek kom met 'n oop hand. Ek kom met hemelse asem. Ek kom na jou toe. Vandag vra Jesus nie vir my en vir jou vir 'n perfekte geloof nie, geliefdes. Jesus vra net eerlikheid. Bring jou twyfel. Bring jou vrae. Bring jou seer. Moenie wag vir oop deure nie. Jesus kom deur geslote deure. Met oop hande. Met hemelse asem. Met lewe. Wil jy nie vandag vir 'n oomblik daar waar jy is, net uitroep? My Here en my God. Weet jy wat? Jesus wag vir jou met oop arms. Hoor die woord van die Here. Amen. Here, ons almal het 'n Thomas. Ons almal sit baie keer met twyfel, baie keer met hartseer, baie keer met vrae. Maar U is steeds die God wat wonderwerke doen. U is steeds die God wat sê, bring jou twyfel, bring jou vrae. O Here, mag ons vandag en derentyd uitroep. My Here, my God. Mag ons uitgaan in die wêreld, Here, en sê ek het die Here gesien. Omdat ek dit tasbaar in my lewe elke dag kan ervaar. Dankie Here, dat U nie vir Thomas oordeel nie. Dankie Here, dat U nie vir Thomas kom pak slaag gee nie. U kom met oop arms en oop hande. Vrede vir jou Thomas. Ek kom jou haal Thomas. Miskien moet ons volgend net Thomas se naam vir 'n oomblik uithaal. En ons eie naam daarin sit. Ek kom vir jou Henny. Jy's myne. Hou op twyfel. Hou op vra. Bring dit na my toe. Dankie Jesus vir oorvloedige liefde. Vir die hart wat liefde lek vir die kerk. En vir elkeen wat vanmôre met een of ander stuk iets in hulle lewe sit. Genees die wonde, Here. Bring salf, Here. En hou ons vas. My Here,